Goeiemôre, dit is die 14de belofte van God, daar in Efesiërs 2 vers 6 tot 8. Ek wonder of jy ook al, soos ek gewonder het. Ons hoor, sien en lees dat in Christus Jesus het hy ons saam met hom, Jesus, opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Dus, voor my wedergeboorte was ek dood, morsdood en vir die hel bestem. Hierdie is geestelike werk wat net God kan doen en ons moet dit geestelik verstaan en ons moet dit glo. So daar was 'n dag toe ek Jesus in geloof aangeneem het. En dis die oomblik wat Vader God, sy goddelike, onverganklike saad, sy gees binne in my geplaas het en met sy Heilige Gees verseël het. Toe is ek 'n tweede keer gebore. Dis nie wat ek dink nie. Die woord van God sê, ek en jy is alreeds saam met Jesus opgewek uit die dood met ons wedergeboorte. Ons het saam met hom Jesus 'n plek in die hemel, sê Efesiërs 2 vers 6 tot 8. Ek lees vir jou, vers 6. Ja, in Christus Jesus het hy God ons saam met hom, Jesus, opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof, en hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dis presies soos dit daar geskrywe staan. En dis vandag se belofte, die belofte van Efesiërs 2 vers 6 tot 8. Luister, wat letterlik met Jesus gebeur het, geld figuurlik ook vir die gelowige. Soos wat Christus dood was, maar uit die dood opgewek is, so het God ook jou lewend gemaak, sodat jy nou reeds die ewige lewe, 'n plek in die hemel, verkry het. Wat met Christus gebeur het, geld egter ook letterlik vir my en vir jou. Ja, die liggaam gaan letterlik doodgaan, maar God gaan jou dooie liggaam lewend maak. Hy gaan dit herskep, sê 1 Korintiërs 15 vers 2 tot 23. En dan gaan jy na gees en liggaam ewig saam met Christus regeer, sê Openbaring 3 vers 21. Seën, vrede en genade vir jou in Jesus Christus, geliefde kind van God. Amen.